Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre. Ja, welkom terug hier so saam met ons, né? Is dit nie vandag gekke dag of gister of wanneer is dit? Ek voel soos 'n gek. Dis al verby. Ag nee. Dit is al verby. Ek het so gehoop ek kan dit ook 'n bietjie met jou vat. Weet jy, Ek het met Ross probeer, maar die vraag is nou, wie sou vir wie uitgevang het? aha, jy sien. Wie sou vir wie uitgevang Daarom sal ek ook maar nog steeds lig loop. het? Ja, want ek hou daarvan om 'n poets te bak. Jy weet dit ook Ja, jy nou het nie 'n die gekke tyd. dag nodig per se nie. Nee, wat? Nee, wat? Dis sommer elke dag gekke dag, jy weet? Oh, nou maar ek is gek daaroor om dan ook saam met jou hier uit te dra vir vandag se program. En daar is baie wat gebeur. So in vandag se program, Pieter het julle gisteroggend van Piet Lots vertel, wat weer die eerste plek by die Heidelberg Groot Pampoenfees in die Wes-Kaap opgeraap het. En Rosanne het genoem dat sy 'n paar vrae het. So hy skakel vandag by ons in om hierdie vrae te beantwoord. Yay! Marie Erasmus het vir meer as 2 dekades sy merk as 'n ICC Elite paneel skeieregter op die cricketveld gemaak en hy kom deel sy storie. Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect gaan later 'n paar grimeringswenke met ons deel. En Zebra kom vier Splashy Fen se 35ste verjaarsdag hier in die ateljee, né? Nee? Kan jy glo dit is al so lank? Splashy Fen voel al soos deel van ons kultuur en daai naam voel maar net vir my klink bekend soos Elsa Eysthuizen. Nou maar goed, as jy so sê, wel dis 'n propvol program van inspirasie, pret en vermaak. So, Kan nie wag ek nie. sien vreeslik daarna uit. Maar voordat ons daarby uitkom, Ja. moet ons natuurlik ook eers tyd maak vir oggendpraatjies en ek het weer eens 'n interessante storie om te Skop dit af vir ons. Hier gaan ons. 'n 7-jarige seun van China het opslag gemaak toe hy 'n nasionale tydren gewen het. Xiao Xian het al op die ouderdom van 1 met simuleerders begin resies jaag, op 2 met go-karts en teen 5 het hy 'n opleidingssertifikaat ontvang om aan wedrenne deel te neem. Nou sy pa, wat self 'n motorliefhebber is, het gou besef dat sy seun 'n natuurlike talent agter die stuurwiel het. En hy doen alles in sy vermoë om klein Xiao die kans te gee om sy droom om die eerste Chinese renjaer te wees wat 'n wêreldtydrenkampioenskap wen te volg. Xiao is nog te jonk om op gewone paaie te ry, so jy gaan hom nie noodwendig op pad winkel toe aantref nie, maar waar daar 'n baan en 'n kompetisie is hy gereed en partykeer selfs vinniger as die meeste volwassenes. Sien, dis nou die eerste ding met hierdie historiese agtergrond, so ek nou nie gesê het Xiao Xian, ek sou gesê ciao. Ciao, want vroom vroom weg Goeie verby, kom hy daar. Maar dit is eintlik vir my, ek weet nie of ek moet sê wat is die Engels woord, hulle noem dit nou so as iemand nou regtig so talentvol is, Ja, noem hulle dit hy's 'n prodigy of ek weet nie, hy's net baie uniek. Hy's 'n Beethoven van die stuurwiel lyk dit vir my. Ek kan nou nie aan daai naam dink nie. Dis te vroeg oggend vir my. Maar as ek nou my eie seuns moet vat, wonder ek of ek het ook so 'n omarm om hulle op so die ding te doen, jy weet. ja. Kyk, kom ek sê vir jou, dis vir my altyd so oulik om te lees van so iets of om te hoor daarvan, want ek dink daai is vir my 'n duidelike bewys dat sommige van hierdie dinge al op 'n baie jong ouderdom begin. En dan is jy hoef nie te wonder nie. Dit is so natuurlik Dit dat jy gebeur. presies weet watter rigting om in te slaan en wat jy as 'n loopbaan kan beoefen. So, Hier kom my liggie aan. Prodigy, hier kom my liggie aan. sien jy hom? Ting, het jy al gehoor van Prodigy? Jong klavierpianis spelertjie of 'n vioolspeler en nou kom ons uit by 'n Formule 1 toekomsrenjaer. so kom ons hou vir Xiao Xian dop. Xiao As jy Xian. eendag van hom hoor of hom raak sien, dan gaan jy onthou. Ons het dit hier dalk die eerste keer gedeel. Xiao Xian. Ja, lekker. Dink jy as jy nou 'n prodigy sou kon wees? Is jy nie dalk maar 'n prodigy geweest ook toe jy op die ouderdom van 2 vollengte storieboeke kon lees nie? Hi Pieter, Huh? praat jy nou van my of Ja, iemand het anders? jy al vroeg begin lees? Ek het al vroeg begin lees, maar ek moet sê ek dink nie ek sou enige ander rigting ingeslaan het nie. Ja. Ek dink dit was nog altyd net so 'n deel van my om goed te kon kommunikeer, Ja. of so sou ek op. En jy?
Nee, ek Kyk, jy het op 'n jong ouderdom al begin sing. Ek het al op jong ouderdom begin sing en dans. Kyk, daar was min ouetjies wat 'n tamboerijn kon slaan soos ek in die gange van 'n NG Kerk. maar ek het nie 'n prodigy nie, ek het toe net maar die porridge gekry, jy weet, in steede van die prodigy storieetjie. Al wat ek onthou is ek het die een keer my ma hou baie daarvan om die storie te vertel tydens 'n kerkdiens, so in die middel van die gangetjie gaan staan en die psalms en gesange boekie oopgeslaan en toe begin ek Pinocchio sing. Pinocchio. Kan jy dit oor vertel? Daar sy. Almal kon my hoor en my ouers was baie verleer. Al die stoutigheid uit. Alright, hier's iets wat almal wat oor die Paasnaweek gaan reis sekerlik asseblief moet aanhoor. Die owerhede waarsku mense om mooi te kyk wat hulle in hulle tasse pak wanneer hulle van die buiteland af terugkeer. Die hoof van die grensbestuurowerheid, Dr. Michael Masiapatu, sê selfs iets so klein soos 'n kakkerlak kan 'n groot probleem veroorsaak. As jy per ongeluk insekte saambring wat nie hier voorkom nie, het dit baie nuwe pla of siektes wat dit kan veroorsaak en groot skade kan aanrig. Hy sê ook dat dit goed soos kaskies. Ja, vir al die insekte sal ons nou oor 'n kakkerlak praat. Hy sê ook dat goed soos kos, plante en diereprodukte streng beheer word en as jy dit nie verklaar nie, kan jy beboet word of selfs tronkstraf kry. Reisigers moet ook seker maak dat hulle die regte dokumente, soos byvoorbeeld 'n geelkoor-sertifikaat kry as jy uit sekere lande uitkom, wat dit natuurlik van jou af gaan verwag. Dis nogal 'n ander storie. Daai kakkerlakkie. Verklaar, maar dit is vir my interessant, nê, want 'n ou dink baie keer, ag ek kan maar 'n klippie of 'n stiggie of so van 'n blommetjie of 'n boontjie saambring en dan dink hulle ek het nie nodig om dit te verklaar nie. Maar dis juist wat verklaar moet word. Ons dink baie keer, ek dink mense hulle moet shopping en daai goeders. Hulle worry nie oor die shopping goeders nie. Hulle worry oor daai natuurlike fauna en flora wat jy saam met jou kar ry. Jy sien en dis nou waar ek sê, ek is nogal een van daai mense wat wanneer ek wel reis, ek hou maar die tassie toe, net vir ingeval daar een of ander gediertetjie is wat besluit om daar te gaan wegkruip. Ja nee, dit is 'n groot vrees van my. Of jy moet hom maar net lekker uitskit voordat jy nou weer inpak. Want ek dink baie mense, dink jy dit gebeur dalk per ongeluk met hulle? Ek Dat dink die so. een of ander groot springkaan inspring of Ek dink so ja. ja. Baie van daai of 'n geitjie of iets wat dalk kan wegkruip tussen jou klere. Nee, dankie. Maar ja, ek dink dit is nietemin baie ernstig en 'n mens kan amper nie glo dat iets so klein of dalk so onskuldig so sê nou maar, soos wat jy nou sê, 'n stiggie of so iets probleme kan Ek veroorsaak. dink die owerhede sal ook maar dadelik kan weet en hulle intuïsie kan gebruik as iets per ongeluk in jou sak geval het. Ja. Of as iemand nou iets het wat hulle mooi in 'n koerantpapiertjie of 'n plastiek sakkie toegedraai het en iewers probeer versteek het, dan gaan jy mos nou dadelik weet. Dit was nou Nee, definitief. vooraf beplan. Maar weer eens 'n pleintjie vir die grensbestuursowerheid of wat dinge so goed hanteer Baie nice. en reguleer. Ek dink dit wil gedoen wees, maar nietemin 'n baie ernstige waarskuwing. Baie ernstige Ons waarskuwing. neem Ek dink kennis. 'n mens moet maar veral as jy oor see reis, deesdae moet 'n ou dan so wakker wees, jy moet regtig jou bagasie so oppas want 'n ou weet ook nooit wanneer iemand dalk net iets plak teen jou tas of Ek sal my indruk in 'n rugsak sak. hier dra. nee. Liewer as om dit op my rug te dra. Ja, nee. So as jy nogal 'n bietjie paranoïes as dit by travelling kom. Ek is veral oor see, mens weet nie, ek wil nie iets ongewens sê wat in my rugsak wegkruip of so of daar ingegooi word nie. Hoe dit ook al sê, is daar 'n plekkie vir ons is om saam met jou te travel, maak asseblief vir ons ruimskoot spasie. Maar ons gesels net hierna verder van insekte na pampoene.